Ek wil dadelik gaan na die skrifgedeelte in Johannes 1. Ons gaan daar vinnig begin. En ons praat natuurlik hierdie die dag wat Jesus kom en ons weet dat daar was 'n proses, daar was progressie gewees oor die tyd. Moenie dink dat enigiets wat ons doen, God ooit omkant vang nie. Moenie dink dat die feit dat Adam en Eva mekaar of hulle self uit die tuin uitgeëet het, dat dit het God omkant gevang nie. Nee, voor die grondlegging van die aarde, daar's 'n gedeelte, veral in die Hebreëse gedagte, moenie dink dat ons enigsins neig na daarna toe nie, maar ons wil die skrif beter verstaan, en daarom kyk ons maar hoe hy lyk in die Grieks, en hoe hy lyk in die Hebreëus, en hoe hy lyk wanneer daar prentjievorme was, van hoe die taal gelyk het in daardie dag, dan sien ons dat Adam en Eva kom en daar's verwydering wat plaasvind en die duiwel kom met die leuen wat hy vandag nog steeds probeer in elkeen van ons lewens. Hy kom na Eva toe en hy sê, maar as julle van hierdie vrug gaan eet, dan is God bevrees, julle gaan soos hy wees, en hulle was reeds in 'n plek waar hulle in regstaande met die Here was. Moenie jou laat uitpraat vanmôre van jou regmatige, jou posisie wat verkry word deur hierdie dag en God se gehoorsaamheid nie. En ons weet, ons praat van Jesus wat gekruisig is, maar ons weet ook ons glo in 'n drie-enige God. So daar kom verwydering en hulle dink hulle kan dit met vyeblare kan hulle versoening bring, met vrugte en om hulle naaktheid te beskerm. Maar God in sy grootheid sê, ek gaan versoening bring deur bloed. En hy klee hulle met sy bloed. Nou, u kan nou wonder wat 'n diergeslag was, waar, wat, hoe, waar. En hy kom en hy sit hulle uit die tuin uit. En ons dink, die manier hoe hy hulle uit die tuin uit gesit het, is soos wanneer ons moontlik uitsetsbevel gekry word en daar's baie aggressie betrokke. Nee, as u sou gaan dink en kyk na die oorspronklike teks van die dag, wanneer hoe hy geskryf is, dan sal u sien dat as herder is hulle al reeds skape in daai oomblik en hy kom en die woord verwys that he herded them out. Hy vat en hy sê, soos wat ek my skape sal uitlei, dis nie asof hy hulle gewelddadig uitgesit het en sê, gaan sodat ek julle nooit weer kan sien nie. Nee, hy sê, ek weet waar julle was en in die oomblik wat julle julleself bevind het, het julle verkeerde keuse gemaak. En so word in werking gesit in offer en brandoffersisteem. En onthou dat omdat mense begin sien het toe daar brandoffers was, dat rook opgaan, moet God opwees. En so begin ons agterkom dat mense sê dat God kan net op hoë plekke wees, want God moet opwees. En daar's versoening wat plaasvind, en daar's regstelling wat plaasvind. Mense dink nog steeds vandag dat God moet opwees. Maar hy is hier met ons. Immanuel. God met ons. En so kom die hele offersisteem in plek en ons kom by 'n plek waar ons glo mense nooit ooit weer sal wees nie, maar ons sien dat selfs in Jesus se tyd, terwyl hy in die tempels ingaan, keer hy tafels om. Hoekom? Want ons glo dat mense tog nooit weer daar sal kom nie, maar die kerk in daai tyd, wanneer dit kom by die kerkstelsel van daai tyd, het geglo dat ons kan geld maak deur mense skuldig te laat voel deur dit wat hulle gedoen het. En so begin kerke te boer met lammers, sonder spot, sonder enige vlekke. Hulle begin met duwe, want jy kan nie byhou met al die offers nie. Sê vir jou buurman, buurvrou, sê dankie vir Jesus. O, dankie Jesus. Want jy sou 'n belasting op nog 'n belasting sou jy betaal het, en so vir elke ding, en ons sien, ja, hy gee sy weg, sy waarheid, hy gee sy weë, hy gee dit aan Moses, en ons sien hoe ewe skielik groei daardie weë, groei daardie wette, groei daardie waarhede, en ons sien dat dit jou meer bind as wat dit jou vry maak, en so later kom Jesus, en hy is een wat jou uitlei uit slawerny uit. Moet nooit die storie of die eindelike verhaal verloor nie. Toe Adam en Eva uitverkoop, toe sê hulle ja vir 'n ander slawedrywer.
Johannes 1, kom daar net sodat ek groet al die pastore wat hier is, en net voordat een van julle miskien sê, maar hy het nou nog nie 'n skrif aangehaal en die tyd hardloop. Julle aan die begin het die woord reeds bestaan, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding bestaan of ontstaan nie. In hom was daar lewe, en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig skyn waar in die duisternis. Ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Nou sien daar, wanneer ons verder gaan, in vers 14, begin ons te sien daar, die woord het mens geword, en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefde, volle goedheid en waarheid. En ons sien dat daar is nou 'n aksie, of daar is 'n progressiewe groei om nou terug en nader na God te kom, want mense is op 'n plek soos wat ons baie kere was, want ons dink wanneer ons verkeerd gedoen het, en ons ouers gesê het, gaan wag in die badkamer. Nou, wie van u het daardie tipe goedheid gehad, dat jou ouers vir jou gesê het, nee, gaan wag in die badkamer. Dit's genade gewees. Dit's genade gewees. Ander ouers het sommer net dadelik jou afgestof. Nou is daar ouers wat, jy moenie, want ek weet jou kind het gesê, mamma, ek ken die nommer. 1011. En ewe skielik is daar 'n paar triggers. Paar mense wat, onthou, dis goeie Vrydag. Laat hierdie Vrydag, die heel Vrydag goed bly. En hulle stuur jou badkamer toe, want hulle weet dis waar die grootste spieël is. Sodat wanneer jy pak kry, jy kan sien hoe lelik lyk as jy huil. Hoe lelik jy lyk as jy huil. En jy dink, nou is ek ver, nou is ek nie meer hulle kind nie. Nou ek weet nie van, en ek kan maar sê, ons mense, ek weet nou nie hoeveel van ons mense wat hier sit, moes deurgaan, en hierdeur wil ek ook nou nie, omdat het op lewendige, op Facebook is, en daar kan ek my nou nie self bind nie, maar moes u ook gaan jammer sê het, nadat jy 'n pak slaag gekry het. Nee, toe maar, ek weet u is hier, ek onderskei u. En ons voel nou dat ons ver is, en nou moet jy weer alles doen om terug te win daardie verhouding. Maar sien, hier kom hierdie dag in werking, en waar mense ewe skielik, selfs wanneer dit kom by 'n sterftesbelasting of 'n dooiebelasting, as jy aan iets doodgevat het, moet jy kerk toe gehardloop het, en jy moes gaan betaal het omdat jy aan iets doods gevat het, iets wat die lewe van gelos het, wat verlaat het, die lewe verlaat het. Nou hoe as visserman, dit mos nou nie 'n something fishy, waar jy nou nog lewendige visse verkoop nie. Hoe as visserman kan jy 'n besigheid laat voortbestaan, as jy elke keer 'n belasting moet betaal, as jy aan iets vat wat sou dood wees? Iewers moet dit moet net insink. Kan u sien dat mense nie kon vooruitgaan nie, en daar 'n stelsel was, wat nie net hulle in gevangenskap wou hou nie, maar ook wou terughou om nie in te stap, en die wete dat daar 'n waar woord is wat jou vry maak nie. Die woord kom en hy woon onder ons. Hierdie woord word lewendig van die bladsye af. En hy kom en hy betaal vir ons die prys, sodat wanneer ons nou na die Here toe gaan, kan ons aanspraak maak op sy gehoorsaamheid, nie my goeie werke nie. Nee, op sy gehoorsaamheid aan die kruis, want hy kom en hy bring versoening, nie net vir nou nie, maar vir ewig, want nie nou, soos wat dit in die Ou Testament was, moet ek 'n offer bring vir elke keer, wanneer ek gesondig het, nee, en elke jaar, dan moet ek nou maar gaan, sodat ek kan bedek en beskerm word onder die bloed, en die vader van die huis het nodig gehad, om die druk van die familie, die sonde las, op die lam te sit, wat sy kinders heel jaar groot gemaak het, en begin ken het, moet hulle nou daai druk op daai lam sit. Voordat hulle die lam geslag het, het hulle gewoonlik die lam, net die druk op die lam gesit, en dan 'n rooi band om die lam se kop gebind, en hom dan in die woestyn ingestuur.
probleem het ongelukkig gekom, toe daardie ram terugkom. Toe besluit hulle, nee, ons moet nou vir ewig vir die jaar met dit deel. So word hy die lam wat geslag is met die band om sy kop, waar bloed gevloei het. Wat het ek nodig om vanmôre te doen? Ek het nodig om jou by 'n plek te bring, wat ek sal verstaan, dat jy's vry. Jy's vry, hoe sê die koortjie? Vry, halleluja, Jesus maak my vry. En dit is nie deur my gehoorsaamheid of my goeddinke en goed doen wat ek kan vrykom nie. Nee, dit is alles deurdat hy gekom het en hy het die opdrag uitgevoer tot op die einde toe. So ek kom nou nie en ek elke keer as ek verkeerd doen, bring ek 'n offer nie. Hy kom en hy sterf vir my en vir u as die offer wat ons nou vir ewig sou bring, sodat ek kan aanspraak maak op die voordele. Dit is wat my meer as 'n oorwinnaar maak. U maak om deur te breek. Ek maak staat nie op my eie krag en my eie gevoel nie, maar ek maak staat op die krag wat gevloei het toe hy vol in homself, ja God, maar ook mens was en van 'n beker moet drink wat hy nog nooit van gesmaak het nie. Ek weet nie hoe dit sou voel. En hierdie is nou nie net 'n veranderingsboodskap nie, maar as jy kan dink dat as jy nog nooit iets slegs beleef nie, en ewe skielik het jy nodig om nou daai skuldlas te moet dra, jy begin te ervaar wat dit is om 'n sondelas te ervaar, en jy wat sonder sonde was. Ek dink daar's hierdie oomblik wat dit te veel raak, want is die wêreld se sonde, nie net vir dit wat was nie net vir dit wat in daardie dag was nie, maar ook wat sou kom wanneer u en ek in 2025 sou sit. Die prys is betaal. Ek moet die woord nou gryp, en ek moet die woord laat vlees aanneem, soos hy gedoen het met Jesus se koms. Hy moet vir my 'n waarheid word. Hierdie woord moet vir my 'n waarheid word. Dat ek kan kom by 'n plek wat ek weet, ek is tot alles in staat. Hy was van die begin af, hy is ook nou by jou. As jy nou nog wonder, nou moontlike huiwering is, dat Jesus jou sien, Jesus jou hoor, dat jy toegang tot die Vader. Moenie vanmôre in hierdie plek sit en dink, ag wel dit gaan daarom nie so sleg soos wat dit gaan. Nee, kom by 'n plek wat jy weet die prys wat vir jou betaal is. Daar is met bloed vir jou betaal. Ons kom nou in seisoene in, waar ons ewe skielik sien belangrike datums in, en omdat ons vir Rian ken, wat hier en daar bewus is van die datums wat nou in my en homself gaan uitspeel, waar offers nog steeds gaan gebring word, deur die sataniese kerk en die kultiese bewegings, kom ons en ons hou vas, en ons sê, dat omdat daar bloed vir my gevloei het, hoef ek niks meer te doen om moontlik guns te koop of nader na hom te kom nie, maar die deure het waawyd oop gegaan, dat ek en u nou met vrymoedigheid na 'n troon kan hardloop, vol en gevul met genade. As ons dan as mense wat mense se lewens impakteer, geken word deur die probleme wat ons veroorsaak of die probleme wat ons oplos, sit ons vanmôre met die antwoord tot die wêreld se probleem, om genesing te bring binne ons, Jesus Christus. Ek en u is by 'n plek waar ons 'n besluit in hierdie naweek moet maak, dat hierdie is my keerpunt. Hierdie is waar ek loskom. Hierdie is waar ek nooit weer die hoofstukke gaan beleef van die boek wat ek aan die skryf was vanaf hierdie dag nie. Ek moet my gedagte opmaak. Ek het nodig om hier in hierdie dag 'n besluit te maak dat ek die voordele van die kruis gaan ek aangryp en dit myne maak. Want slegs wanneer ek by 'n plek kom waar ek dit myne maak, gaan ek dit begin oefen en mense in my lewe gaan aangeraak begin word. Hulle moet, as ek in u in plekke kom, het hulle nodig om te identifiseer dat daar's 'n andersheid omtrent ons. Hoekom? Want ek loop nou vry van die aanklag. Ek loop vry van dit wat die vyand my wil mee terughou, want Jesus het die prys betaal.
Maar ek moet tot hierdie woord gehoorsaam raak en sê, Here, neem vandag vleeslike gestalte in my dag aan. Laat ek die woord wees. En ek sê nie, u moet kruis toe stap nie, asseblief. U gaan nodig hê om u self neer te lê. Nie my wil nie, maar u wil. Hoe gaan ons stad vir die Here wen? Hoe gaan ons gesinne vir die Here wen? Hoe gaan ons die woord in vervulling kry van ek en my huis, ons gaan die Here dien, die Here gaan ons met help. En hy alleen kan. En u gaan die belofte in vervulling sien. En ons sien dat hy kom en hy gee vir ons deur sy gehoorsaamheid. Ek weet ons almal ken 'n paar oulike kinders van die Here. Maar na hierdie naweek word ek geroep om nie net oulike kinders van die Here te wees nie. Ons word geroep tot aktiewe seuns van God, dogters van die Here. Ons word geroep tot aksie. Wanneer hulle jou ontmoet, wanneer u en ek op 'n plek kom, dan moet ons weet die rede waarvoor daai deur oopgemaak is die rede waarvoor ek deur die deur gestap het. Daai deur is oopgemaak sodat ek Christus die weg, die waarheid, die lewe tentoon kan stel en alles wat ek kan doen. En ek wil vir u sê, dis moontlik om in jou moeilikste van oomblikke nog steeds die regte ding te doen. Jesus vasgenaal aan die kruis. Hy sprei sy hande wyd oop. Hy's gemartel. Hy's geslaan. Hy kom en hy loop die woord uit. Kom, hy was so spesifiek van sy geboorte af, begin hy die profetiese woord in vervulling bring. Hy kom en hy begin elke doetjie kolletjie sit hy doetjies op. Begin al die T's, hulle streepies deur te trek. Dit waar 'n vorige generasie dit gemis het. Kom en hy sê, nee, ek is hier. En sien, orde is nie altyd om net bevele te blaf nie. Orde is wanneer ek in gehoorsaamheid, al sien hulle nie wat jy tans doen nie. Jy doen dit mos asof vir die Here. Al sien hulle nie tans wat jy doen, hou aan bid in jou huis. Hou aan om vir jou familie in te staan. Hou aan om vir jou werksplek te bid. Hou aan om by daai plek te wees waar jy nie net verskonings uitdink nie, maar jy kom en jy sê nee, daai's uitgewis deur die bloed van Jesus, dat jy kom en jy laat geen bedrog, geen verraad, geen houvas in jou hart opspruit, dat die vyand 'n houvas op jou kan hê om jou terug te kan hou nie, want jy gaan vorentoe. Jy gaan sien hoe hierdie naweek jy gaan posisioneer vir dit wat die Here gesê het, jy moet in hierdie genade jaar, hierdie jaar waar die deure gaan oopgaan en hy jou gaan beskerm, waar jy moet instap. Is die tipe verwagting wat ek het vir die naweek. Jy sal weet, ons het 'n paar weke terug gesê, daar's 'n opgewondenheid. Daar gaan skuwe plaasvind in u eie lewe. Gaan jy ervaar hoe ewe skielik pyn uit jou liggaam verdwyn. Nou, hierdie is nie wensdenkery nie. Sien, jy gaan sien hoe dit wat jy aan die Here gegee het, moontlik hierdie heel jaar, om te vergewe in geloof, gaan jy sien hoe jy ewe skielik in 'n plek, die skielik van die Here, van vergifnis gaan inloop, omdat die prys vir jou betaal is. En ek het nodig om by hierdie plek te kom. Onthou, hy het ons nou terug herstel in 'n beter dispensasie. Nou is ons nie, en dit gaan ons altyd moontlik moet veg terwyl ons op hierdie aarde is, maar ons is nie meer slawe wat gedryf word deur die duiwel en dit wat ons moontlik wil bind nie. Nee, ons het vrygekom, ons het deur die bloed gekom en hy wil nie hê ons moet rondwonder waar ons is in die woestyn nie. Hy wil hê dat ons sal instap in die beloofde land, en so ek het nodig om sekere denke te laat gaan, deur te weet wat aan die kruis vir my gebeur het. Bloed het vir my gevloei. Bloed het vir u gevloei. Daarom word ek geaktiveer tot diens. Kom by 'n plek waar u en ek weet,
Dinge kan nie net meer gaan soos dit wil nie. Ons het vanmôre, kry ons die seël. Hy gooi sy arms wyd oop. Dis tussen twee rowers. Omstandighede kan jou baie skuldig laat lyk. Baie kere is daar 'n seën en 'n vloek in assosiasie. Hy was genoem en was geroep 'n wynsuiper. Doen jy net wat die Here vir jou gesê het. Hy gooi sy arms wyd oop. En as jy nou nie daai skrif verstaan het, jy moet nou nie hardloop met hom nie, hoor. Ons kan 'n hele ander konferensie oor hom hou. Maar hy's alles, die prentjie is geskets asof hy skuldig is. Hy het sonde geword, sodat hy die volprys vir ons kan betaal. In sy moeilikste van oomblikke het hy nog steeds die vermoë om iemand in die koninkryk in te laat. Gekruisig, spykers deur die hande en voete, baard wat uitgepluk word. Doringkroon. Verskeie ander plekke waar bloed gevloei het, wat vir ons krag en bekragtig. Sy moeilikste oomblik. Is daar een rower wat hom probeer uitdaag en tart, en 'n ander wat hom herken. Hy lei iemand na hom toe. In sy moeilikste oomblik. Wat's my en u verskoning? Dat ons nie ons lewens kan rig en by 'n plek kom waar ons die woord word wat vlees aanneem en onder die mense woon waar ons is nie. Hierdie naweek het ek en u nodig om by 'n plek te kom om te sê, die persoon wat ek was, gaan ek nooit weer wees nie. En ek weet dit gaan 'n besluit kos en dan gaan ek nodig hê om 'n toewyding te maak tot daai besluit. En dit gaan nie net oor om 'n vinnige paar dinge te verander nie, my soeke na die Here. My soeke, my begeerte na God word aangevuur, ja, deur sout van die aarde te wees, maar om 'n begeerte te hê vir die lig van die woord om te skyn op my lewe. Om bruikbaar te wees. Want dit was vir my en vir u dat hy bloed gegee het. Kerk kan hy nie red nie, pastoor kan nie dit doen nie. Jesus gee bloed. En sy bloed verlos. Sy bloed stel ons in staat. Sy bloed doen wat ons nodig het om gedoen te kan word, sodat ons nie langer onder 'n plek kan wees waar daar 'n vreemde juk op ons lewens geplaas word en ons 'n lewe minder as waarvoor hy gesterwe het nie. Dink aan jou eie lewe, aan die eie lewe vandag. Baie kere wil die vyand net die foute en probleme voor jou bring. Maar ek wil jou herinner aan die verlossingskrag van die bloed. Dat u en ek vanmôre nie net sal sê, hy het gekom en vir almal van ons gesterf nie, maar dat ons dit persoonlik sal maak en sê, hy het gekom vir my. Anderste kan u en ek verlore raak in die nommers en getalle. Hy het gekom vir u. Hy het gekom vir jou, hy het gekom vir my. En nie net gedeeltes van my nie, alles van my. Sodat alles wat tot op die oomblik gebeur het, lig op jou lewe sal kom, en daar 'n getuie van selfs jou donkerste oomblikke sal kom. Is hy dan nie die God wat alles vir die goeie laat uitwerk? Hy laat dit oploop tot 'n plek waar hy verheerlik gaan word. Vanmôre, as u in hierdie huis is, en u sê, ek vat vanmôre
die boodskap van die bloed. Ek vat vanmôre, ek gryp vanmôre aan die boodskap van die bloed. Ons sou eerlik wees, is daar hier en daar areas wat ons nog nie glo dat die Here my waarlik van vergewe het nie. My vraag aan u sal wees, het jy dit na die Here toe gebring en het jy gesê, Here vergewe my, dis gedoen. Dis gedoen. Moenie langer die leuns en die kentekens of littekens dra van dit wat samelewing op jou wil sit nie. Lig skyn vanmôre. Want hy wil jou vry hê. Want dit was vir vryheid. So ons kom uit 'n beknopte spasie. Ons kom in die oorvloed van God se plan in. Vanmôre as u hier is en u sê, ek vat wat die bloed vir my gee. Ek vat dit vanmôre, staan saam met my op. Ek neem aan, ek trek aan. Maar as niemand soos Jesus nie. Niemand wat bereid was om die volmaakte volprys te betaal nie. As niks kragtiger as die bloed van Jesus nie. Niemand soos hy nie. Ons gaan vir 'n oomblik aanbid en dan wil ek vra, terwyl ons daai lied sing, daar's niemand soos Jesus nie. As jy vanmôre gebed nodig het, vir 'n area van jou lewe waar ons net die bloed se krag aanspreek, wil jy nie uitstap, dat ons saam met jy kan bid nie. As jy sê, Jakob bid vir my, ek sit met daai donker diepte wat in my hart gebeur het jare terug en ek kan net nie oor dit kom nie. Vandag is die dag waar die krag wat dit tot jou lewe het afgesny word en dit gaan begin verwelk en doodgaan. Jy gaan in vryheid kom. Niemand. Ons aanbid U. O, Jesus. Ons loof U. Ons aanbid U. As jy gebed nodig het, kom uit. O, vergewening. O, net Jesus. Net Jesus. As jy vanmôre gebed nodig het, ons wil saam met jy bid, pastore, kom saam met my uit. As jy sê, bid vir my, Jakob. Ons wil sy bloed toepas oor jou lewe. Is daar siekte in jou liggaam is? Familiesituasies wat nog nie uitgewerk het soos wat dit moet nie. Sit moontlik met gedagtes van vrees. Jy sit met gedagtes van die verlede wat jou jaag en moontlik lyk asof dit hom wil self herhaal. Sy bloed is hier. Moontlik het jy 'n verlede wat jy net sy bloed vanmôre wil bevestig. Jy kom uit verslawing, jy kom uit moontlike dinge wat die vyand wil gebruik tot jou lewe. Vry van die bloedlyn wil hy jou hê. As daar dinge hierdie afgelope tyd in die familie gebeur het jy nodig om die voor te wees. So hy saad, hy vrees kanseleer. Vryheid tot jou lewe bring. O nee man. Kom ek vra al die pastore, kom bid saam, kom staan hier voor. Kom moenie vanmôre hierdie gebou verlaat sonder dat daar hande vir jou opgelê word nie. Jesus. O nee man. Het ek verlede week saam met u gebid. Ek wil verklaar dat hierdie naweek, die Engels sal nou sê, it's going to be very significant. Dit gaan 'n naweek, 'n mylpaal oomblik wees. Goed genoeg om te gaan neerskryf. Hou maar aan, sing julle.
om te gaan neerskryf, om te sê, hier is waar 'n keerpunt, daar's 'n paar dinge, amper soos 'n ventertrein wat net afgehak moet word. Paar oomblikke wat die Here in hierdie naweek gaan jou en jou gesin by 'n plek kry om te sê, nie langer hoef jy dit mee saam, nie langer hoef dit weer saam te gaan nie. Ek sien daar's groot voorbereidings. Ek wil hier's een wat redelik gestel is oor ek wil voorbereid wees. Ek wil graag die uitkoms soveel as moontlik as ek kan, sou ek dit graag wil reël. Party van ons het ook net nie hierdie geneigtheid dat ons hou van verrassings nie. En ek glo dat alhoewel jy baie verrassings vir ander mense, is goedheid wat jy uitstort oor ander. Daar's goeie dinge, daar is altyd asof jy aan hulle dink en eerder. En daar was baie kere wat jy gesê het, maar ten koste van myself, maar ten bate vir ander. Hierdie is ook 'n seisoen waar die Here gaan sê, ek gaan eerbiedig die saad wat jy in jou lewe gesaai het, en dit is oestyd. Die vreugdevure wat jy aansteek vir ander, gaan ook weer hoog brand in jou eie hart en lewe. Die situasies waar jy tans die Here oor vertrou, is asof daar 'n paar name is wat nodig is, Here. Raak net daai ene aan, Here. Jy gaan sien hoe die Here vir jou 'n pad gaan maak. Partykeer dan lyk dit nie in die manier soos ons gedink het nie, veral wanneer ons dinge wil probeer uitwerk. Laat toe dat die Here 'n woord gebruik wat dit die minste, of wat ons die minste van dit verwag het. Laat hom toe om jou te verras. Here, ek dank U vir haar gesin, Here, dat U in hierdie naweek, Here, skuif, posisioneer en haar sit in hemelse plekke met die wete dat U 'n groot plan vir haar lewe het, in Jesus naam. Halleluja. Julle twee net, amper het ek nog gesê, is julle twee net maatjies. Is julle saam, is julle vibe mos deesdae, of julle koppel. Ons het nog 'n keus. Ek wil graag vir jou sê, en omdat daar 'n roeping op jou lewe is, wil ek hê dat hierdie naweek, vat miskien net so 'n ekstra tydjie en dink net oor wat hierdie manne vir my gesê het. Weet dat daar 'n roeping van die Here op jou lewe is, dat jou hart wat is om mense te kan help, en daar's gevoelens wat jy baie keer kry, maar Here, hoe kan ek nog meer doen? En val is mens nou nie gestel is op net die woord van die Here alleen nie. Jy gaan nou begin sien hoe die greep van die Here klein bietjie versterk word. Maar hy is 'n liefdevolle Vader, onthou dit. Hy is ook een wat toestemming verg. Hy gaan nie net kom en 'n mens gryp nie. Jy gaan begin sien hoe jy anders gaan begin dink oor die belangrikheid van hoekom jy hier is. Daar was 'n paar ander planne wat die vyand met jou gehad het, praat van die dief, die duiwel wat kom steel, slag, verwoes, maar weet dat die Here jou een kant sit, en hierdie beteken nou nie jy moet nou in 'n hoek gaan staan nie. Hoor my hart, of hoor God se hart, weet net hy is vir jou lief. Weet dat hy wil hê jy moet daai liefde aan ander wys. Jy gaan sien hoe daar idees en vernuf ook bykom. Baie kere dan dink ons, as ons hoor die Here roep ons, dan is dit nou net tot pastoor, net tot die. Maar daar's ook 'n groot sensitiwiteit met jou oor idees en besigheid, en ek wil graag hê jy moet net daaroor bid. Bid daaroor dat die Here vir jou gaan deure oopmaak, dat jy in die guns van die Here gaan begin instap. Daar gaan dinge jy gaan begin sien, en ek bid dat die Here hierdie woord vir jou sal bevestig met getuies soos wat die Here deur sy woord sê moet gedoen word, dat jy sal sien dat iets wat moeiliker was in die verlede, gaan nou begin makliker wees. Jy gaan sien dat die kompassie wat jy het, die dryf, en baie kere wil mense jou hart beskerm. Mens wil nie vir almal wys dat daar goedheid vloei. Moenie jou hart, laat toe dat die Here jou hart beskerm. Dat hy die een wees, want hy wil hê dat die ware self wat hy geskaap het na vore kom. Jy gaan sien gawes en talente gaan begin vloei, en omdat hy vir jou lief is, en daar's 'n liefde, daar's nie die vermoë wat jy het om lief te hê vir ander mense wat moontlik oor gepraat is en uitgestoot word en verwerp word deur ander, en jy het nie die manier om net versterking te wees. Die Here is vir jou lief, jongman, jy gaan sien. Die Here gaan dit vir jou doen. Jy's in die plan. Jy's in die plan. Laat gaan die gedagtes van veroordeling en verlede. Jy's in God se plan. Hy's vir jou lief. Here, ek dank U, Here, dat U seën, Here, in hierdie dag. Here, sal Here hierdie woord laat bevestig,
dat hy sal sien, Here, u liefde is vir hom vir ewig in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Pastoor Frans, kom sluit vir ons af. Moenie vanaand 6 uur. Geneigtheid is ons wil 7 uur opdaag. Moenie vanaand 6 uur. Jy gaan goeie aanbidding gaan jy mis as jy eers 7 uur kom. Halleluja. Is julle gevul? Want as julle nie gevul is, gaan ons aan met die diens. So, dit voel of mense wil graag bly. Mense wil nie huis toe gaan nie. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier in die teenwoordigheid van die goddelike drie-eenheid te wees. Nie dat U net hier is nie, nee Here, U is oral oor. Maar Here, net waar ons vanmôre in gemeenskap saam met ons medebroers en susters hier kan wees op 'n plek om 'n spesifieke insident op die kalender van ons as Christene te kan vier en te kan sê, dankie Here, dat U dit vir ons gedoen het, dat U bereid was om die Via Dolorosa te stap, na 'n plek waar U gekruisig moes word. U het presies geweet, Here, U het presies geweet wat wag, maar U het dit nogtans vir ons gedoen. En dat U kon uitroep op die einde, voor U gesterf het, dit is volbring. En Here, dat ons met daardie sekerheid kan leef. Die graf is leeg. Getsemane is leeg. Dis nou net 'n leë kamer wat daar is, Here. Want U het opgestaan vir elkeen van ons wat vanmôre dalk hartseer is, Here. Ons wat met blydskap hier staan. Ons wat staan met bekommernisse oor die dag van môre. Nee, Here, ons kan daai bekommernisse en als vanmôre hier los, want dit is volbring. Die Here het die prys reeds betaal. En dankie Here dat ons hier kan uitstap as vry mense en weet niks, maar niks wat hierdie wêreld na ons toe kan gooi, kan U nie vir ons as oorwinnaars uit die stryd uit laat tree nie. En ons sê dankie daarvoor. Ons loof en prys en eer U en sê dankie dat dieselfde Here wat ons hier binne aanbid, gaan saam met ons nou hier uit, deur die Heilige Gees wat in ons harte woon. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.